daar is die opdrag. As jy jouself 'n gelowige noem vanaand en jy's nie besig om hierdie opdrag uit te voer nie, is jy besig om ongehoorsaam te wees aan die opdrag wat die Here vir elke gelowige gegee het. Nie net vir party gelowiges gesê gaan doop en leer nie. Dis die opdrag vir elke gelowige, elke persoon wat homself 'n Christen noem, het nodig om hierdie daar buite te gaan doen. Want hierdie is die werk waarvan Jesus gepraat. Hierdie is die werk waarvan die twee mans in die wit klere gepraat het toe hulle afgekom het en gesê het, hou op kyk boys, hou op opstaar, hou op, daar's werk wat gedoen moet word. Maar hy het ook geweet dat hierdie werk ons nie alleen kan doen nie. Want ons kan hierdie werk wat gedoen moet word om te gaan, te doop en te leer, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het iemand nodig om ons te help en hierdie iemand is die Heilige Gees. So vir die van julle wat nie weet nie, ons is besig met 'n reeks perspektief. Wat is jou perspektief? En ons het in die eerste week gesê, jou perspektief oor dinge wat jy sien of jou perspektief oor goed, gaan bepaal hoe jy leef volgens daai goed ook en wat jy gaan doen volgens daai goed. Nou donderdag wat verby is, was hemelvaart gewees. En ons het hemelvaart so ingekorporeer by vanaand, by die aanddiens, by die oggenddiens ook. Jy sal dit sien volgende week Sondag op YouTube as jy dit gemis het. Maar ons het hemelvaart ingetaai, ingekorporeer by ons dienste vir Sondag. So vanaand is basically ons hemelvaartdiens. Maar ons begin ook vanaand met 'n 3 weke mini-reeks in ons perspektief reeks oor ons perspektief oor die Heilige Gees. Nou ek het spesifiek op my hart gevoel toe ons gebid het oor die reeks, toe ons gebid het vir wat die reeks moet wees en waaroor dit moet gaan, het ek spesifiek op my hart baie ernstig gevoel dat ons moet tyd spandeer op ons perspektief oor die Heilige Gees. Want ek dink dis die een van die 3 eenheid Godheid wat ons die minste van verstaan en wat ons die minste van weet en wat ons die meeste misverstaan. Maar ons tema vir vanaand om dit by te bring by hemelvaart is, hoekom kyk jy op? Hoekom kyk jy op? En ons lees in Handelinge 1 vers 9 tot 12, Lans, as jy hom vir my kan opsit, ek moet hom lees asseblief, sê dit nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Nou hierdie was die oomblik gewees, hierdie was die hemelvaart oomblik gewees. Dit was die oomblik gewees wat Jesus opgevaar het hemel toe het hy dit gedoen terwyl hulle hom sien, en soos wat hulle hom gesien het, nou is ek op hierdie een, maar sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Hierdie was die hemelvaart oomblik gewees. Dit was die moment gewees, en terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Wat hierdie 2 mans in wit klere eintlik by implikasie hier vir die apostel sê, is Jesus is nie meer hier nie. En kan ek so bold wees vanaand as om vir julle ook te sê, Jesus is nie meer hier nie. Hy is nie. Hy is nie meer hier nie. Die woord sê vir ons, Jesus sit aan die regterhand van die Vader in die hemel, op die troon van waaruit hy heers. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek sien nie 'n troon hier iewers nie. Ek sien dit nie. Ek sien nie, want die Bybel beskryf hierdie troon as 'n plek waar engele die heel dag op hulle gesigte neerval, op hulle knieë, besig is om te sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Nou ek sien nie 'n troon hier iewers nie. Ek sien nie engele hier iewers wat besig is om te sê, heilig, heilig, heilig nie. Jesus Christus is nie meer hier nie. Hy is nie. Hy het opgevaar hemel toe. Hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy heers oor alles, tot en met hy al sy vyande onder sy voet vertrap het, en dan gee die koningskap terug aan sy Vader. Maar op hierdie oomblik, 10 dae na hemelvaart, met ander woorde, volgende week Sondag is 10 dae na hemelvaart, het die Heilige Gees gekom. En is die Heilige Gees uitgestort, en soos wat Jesus na die hemel toe opgevaar het, so het die Heilige Gees na ons toe afgevaar, en in ons kom leef. Maar hierdie nuus wat die disippels gehoor het hierso, wat die apostels hier gehoor het, dit was 'n goeie, slegte nuus vir hulle gewees. Want aan die een kant
het dit vir hulle sleg beteken, dit was vir hulle hartseer geweest, want Jesus is nie meer met hulle nie. Maar aan die ander kant het dit vir hulle goed beteken, want Jesus het in die vorm van die Heilige Gees in hulle kom leef, en in hulle kom bly. En hierdie twee mans met die wit klere kom vra hierso, en hulle kom sê eintlik vir die ouens hierso, hey ouens, hou op om te soek, hou op om te wag vir Jesus om weer te kom, hou op om te wag, hou op, hy het gegaan, hy is weg, want terwyl julle so staan en vir die wolke staar, is daar werk wat moet gedoen word. Daar's werk daar buite wat gedoen moet word, terwyl julle so staan en vir die hemel staar. Hou op staar vir die hemel. Dis eintlik wat hierdie twee ouens vir hulle by implikasie gesê het, want hierdie twee ouens het geweet dat oor 10 dae kom die een wat saam met ons gaan leef. Hulle het geweet oor 10 dae kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom om saam met ons te wees, om in ons te wees, sodat ons die volheid van die Godheid in ons kan hê, en sy krag tot ons beskikking kan hê. En tot vandag toe nog is hy die een wat saam met ons is. Tot vandag toe is die Heilige Gees die een wat saam met ons is, wat ons help, wat vir ons krag gee, wat vir ons moed gee, wat vir ons alles gee wat ons nodig het. Want daar's vandag nog werk om gedoen te word. Die werk het nie gestop toe die disippels opstaar vir die hemel, en toe hulle uitgegaan het in die wêreld in, en die wêreld 'n verskil gaan maak nie. Dit het nie daar gestop nie. Dit was die begin gewees. Daar's nog werk om te doen vandag. En dis hoekom die Heilige Gees in ons is. Dis hoekom die Heilige Gees saam met ons leef. Want ons werk om te doen daar buite. En Matteus 28 vers 18 tot 19, ons ken hierdie vers baie goed, sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En daar's die opdrag. Daar is die opdrag. As jy jouself 'n gelowige noem vanaand, en jy's nie besig om hierdie opdrag uit te voer nie, as jy besig om ongehoorsaam te wees aan die opdrag wat die Here vir elke gelowige gegee het. Nie net vir party gelowiges gesê, gaan doop en leer nie. Dis die opdrag vir elke gelowige, elke persoon wat homself 'n Christen noem, het nodig om hierdie daar buite te gaan doen. Want hierdie is die werk waarvan Jesus gepraat het. Hierdie is die werk waarvan die twee mans in die wit klere gepraat het toe hulle afgekom het, en gesê het, hou op opkyk boys, hou op opstaar, hou op, daar's werk wat gedoen moet word. Maar hy het ook geweet dat hierdie werk ons nie alleen kan doen nie, want ons kan hierdie werk wat gedoen moet word om te gaan, te doop en te leer, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het iemand nodig om ons te help, en hierdie iemand is die Heilige Gees. Hy is die een wat ons kom help met dit, en die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is nie net 'n krag nie, hy is nie 'n dit nie, hy is nie 'n iets nie. Die Heilige Gees is 'n persoon, en hy is die derde persoon in die drie eenheid Godheid. Dis die konsep wat niemand kan verstaan nie, ons het hom al probeer verduidelik as 'n eier, die dop, die wit en die geel, dis alles nog steeds een vorm van die eier, maar elkeen is nog steeds apart. Nou niemand kan die drie eenheid beskryf nie, nie een van ons kan nie, en as ons kon, was God nie waardig om God te wees, om te kan aanbid as ons hom kon beskryf nie. So gelukkig, dankie Jesus, dat ons U nie kan beskryf nie, want U is te groot, U is te amazing om te kan beskryf. Maar die Heilige Gees is 'n persoon, hy is een van die drie eenheid Godheid. Hy is nie 'n krag nie. Hy is nie 'n krag nie. Dit is vir my so verbaasend, so verstommend eintlik, hoe dat ons elke keer die Godheid wat by ons is die een wat ons afskeep, is die een wat ons op sy sit. Toe die Vader met Moses op die berg gepraat het, toe Yahweh, die Vader, met Moses op die berg gepraat het, wat het die Israeliete onder besig gewees om te doen? Besig om 'n goue kalf te bou. Terwyl God, die Vader daar is, bou hulle 'n goue kalf. Toe stuur hy Jesus Christus aarde toe. En wat het ons aan Jesus gedoen toe Jesus hier was? Toe kruisig ons hom. Toe kruisig die mens vir Jesus. En toe kom die Heilige Gees nou af aarde toe, en nou sien ons hom as 'n dit of 'n krag. Ons sien hom nie as 'n persoon met wie ons in 'n intieme verhouding kan wees nie. Ons sien hom nie as een met wie ons verhouding kan hê nie, en hy is 'n persoon. Hy is heel eerste 'n persoon voordat hy 'n krag is. En Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Maar hierdie gedeelte sê vir ons, julle sal krag ontvang wanneer
die Heilige Gees oor julle kom. Dit sê nie julle gaan krag ontvang nie, dit sê julle gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle gekom het. Want dit begin by die persoon van die Heilige Gees voordat dit oorgaan na die krag van die Heilige Gees toe. Dit begin by hom as persoon. En ek kan vir julle uit my persoonlike, uit my eie lewe uit, kan ek vir julle getuig hoe dat dit begin by die persoon van die Heilige Gees. Hy is nie 'n dit nie, hy is nie 'n iets nie, hy is 'n persoon. Hy is 'n persoon, die woord sê, do not grieve the Holy Spirit. Dit beteken hy het gevoelens. Dit beteken daar's 'n persoonlikheid in hom. Hy's God. Hy's God. Ek wil dit net duidelik maak, maar hy's 'n persoon in die drie eenheid. En eers wanneer ons hom ontvang as persoon, dan kry ons die krag van hom om getuies te gaan wees daar buite, tot in die uithoeke van die aarde. Maar eers as ons hom ontvang as persoon. Ek het dit gesien in my eie persoonlike lewe. Toe ek my hart vir Jesus gegee het, toe moes ek eers tyd spandeer saam met die Heilige Gees as persoon. En ek het eers tyd gespandeer om hom te leer ken. En eers toe ek hom leer ken, toe begin sy krag deur my te werk. Sy krag het nie eers deur my gewerk en toe leer ek hom ken nie. Ek het hom eers leer ken en toe begin sy krag deur my te werk. Ek het 2018 tot bekering gekom. En van 2018 af het ek tot en met 2020 seker nie, het ek 'n gelowige gewees en ek het die Here leer ken en ek het die Heilige Gees leer ken en ek het tyd saam met hom spandeer om hom te leer ken voordat ek begin preek het, voordat ek vir ander mense van hom begin vertel het, voordat ek allerhande krag in my lewe gesien werk het. Ek het eers 2024 vir die eerste keer in tale gepraat, nadat ek 2018 al my hart vir Jesus gegee het. Toe kom die krag deur. Eers 2024, maar ek het 2018 my hart vir Jesus gegee. So die krag het gekom na die persoon. En dit moet ons perspektief wees van die Heilige Gees ook. Dit was heel eerste persoonlik vir my gewees, voordat dit vir my kragtig was. Want hy is heel eerste persoon, voordat hy 'n krag is. En as die persoon van die Heilige Gees vir jou belangriker word as die krag van die Heilige Gees, dan begin jy vrug te dra. En Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê vir ons, die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Hierdie is 'n opsomming. Hierdie is 'n beskrywing van iemand wat die Heilige Gees as persoon ken. Hierdie is die teken dat jy in 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees staan. Dis nie as jy in tale praat nie, dis nie as jy vir mense bid en hulle word genees nie, dis nie as jy geloof het wat berge kan verskuif nie. Daai is nie die teken dat die Heilige Gees kragtig in jou werk nie. Daai is nie 'n teken dat jy die Heilige Gees persoonlik ken nie, maar liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, lankmoedigheid, dis tekens dat die Heilige Gees werklik in jou lewe werk, dat die Heilige Gees werklik 'n deel is van jou lewe. Daai is die tekens, daai is die manifestasies, daai is die goed waarna ons moet soek, want ons moet hom soek as 'n persoon en nie as 'n krag nie, want jy kry mense wat in tale kan bid, wat kan profeteer, wat al hierdie goed kan doen, maar dan kom hy by die huis, dan slaan hy nog steeds sy vrou, maar hy bid in tale. Iemand wat vrug dra, wat liefde, vrede, vreugde, geduld, so 'n persoon slaan nie sy vrou nie. En dis die teken van iemand wat die Heilige Gees as persoon ken en nie as krag nie. As jy 'n klippie in 'n leë blikkie gooi en jy skud die blikkie, dan maak daai klippie 'n klomp lawaai. Hy maak 'n klomp geraas, daai blikkie. Maar as die blikkie vol is en jy gooi dan 'n klippie in en jy skud hom, dan hoor jy niks nie. En met dit sê ek nie iemand wat extravagant, 'n groot prediker is wat wat vurig preek en so aan. Ek sê glad nie is 'n leë blikkie wat net skud nie. Maar ons verstaan dit baie keer, ons miskyk dit baie keer en dink dat die Heilige Gees gemeet kan word aan die krag wat hy het, aan die manifestasie, aan die genesings, aan die wonderwerke, aan die tale, en ons wil hom meet aan al hierdie goed, in steede daarvan om hom te meet as hy's 'n persoon wat met my 'n verhouding wil hê. En as ek hom so sien, dan sal ek vrug dra en my lewe sal getuig daarvan dat ek vrug dra. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê vir ons, het jy hom daar langs? Sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan. Hier is 'n skerry gedeelte. Hier is 'n skerry gedeelte van die Bybel. Maar hierdie is die grootste bevestiging, dat as ons die krag soek, bo die persoon,
dan is ons besig om die verkeerde ding te soek. As ons besig om verkeerd te soek, dit sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf, en deur U naam baie groot wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hierdie is bevestiging, dat die persoon van die Heilige Gees baie belangriker is. Die verhouding wat ons het met hom is baie belangriker as die manifestasie. Is baie belangriker as die tale praat, die genesings, die hoendervleis kry, want as ek nie die hoendervleis gekry het, dan het die Heilige Gees nie gewerk nie. Ons lewe waar mense sê, as ons nie in tale bid, en as ons nie omval in die kerk nie, dan die Heilige Gees nie in die kerk gewerk nie. As dit die waarheid is, dan het die Heilige Gees nog nooit in my lewe gewerk nie. As dit die waarheid is, dan het die Heilige Gees nog nooit in ons kerk gewerk nie. Maar hier staan ek vandag, in hierdie kerk tot bekering gekom, in hierdie kerk my hart vir Jesus gegee, waar al daai manifestasies nie noodwendig gebeur elke Sondag nie. Maar hier staan ek vandag, die Here het my verander. Ewe skielik dra ek vrug. Ek kan nie krediet vat vir dit nie, ek weet nie hoe ek dit reg gekry nie. Ek weet nie hoe ek reg gekry om op te hou agter mense aanry as hulle verkeerd gery het tot in hulle jaard om hulle uit te sort in hulle jaard nie. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry nie. Ek het in 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees begin ingaan. Ek het met die Heilige Gees 'n pad begin stap. Ek het nie sy krag gesoek nie, ek het hom gesoek. En ewe skielik kan ek dit doen. Ewe skielik kan iemand voor my inry en ek kan dalk 'n oomblik van ry jam, maar ek kan daaroor kom. En ek kan wegry, ek hoef nie agter hom aan te ry nie. Iets wat ek nooit kon doen nie, kan ek nou doen. Want die persoon van die Heilige Gees het vir my reël geraak. Ek het bruikbaar geword vir hom, om deur hom gebruik te kan word. En moenie my verkeerd verstaan vanaand wanneer ek sê oor die manifestasies. Ek praat nie die manifestasies van God af nie. Ek sê nie ons moenie in tale praat nie. As daar iemand is wat voor in die ry staan, wat wil hê elkeen wat hier sit vanaand moet in tale praat, is dit ek. As hier iemand is wat voor in die ry staan om genesings te sien gebeur, is dit ek. As hier iemand is wat wil sien die krag en die wonders van die Heilige Gees, die manifestasies van die Heilige Gees, ek is heel voor. Ek wil dit hê, ek wil dit sien, ek wil dit ervaar, want dit stig my. Die testimonies uit dit uitstig my. Wanneer ek in my taal bid, dit stig my, dit maak my sterk, dit gee my krag. Dis manifestasies, dis goed wat ek wil sien. Ek wil dit sien, so moenie my verkeerd verstaan en hoor ek sê dit is nie belangrik nie. Daai goed is belangrik, maar die oomblik as dit belangriker word as die persoon van die Heilige Gees, dan sit ons die pot mis. Die oomblik as ons dit meer najag as die Heilige Gees homself, dan sit ons die pot mis. Want die Heilige Gees is nie 'n krag nie, hy's 'n persoon. En as ons hom net sien as 'n krag, as ons hom net sien vir die hoendervleis oomblikke wat hy ons gee, en as ons nie hoendervleis gekry het, dan was hy nie daar nie. As dit ons perspektief is oor die Heilige Gees, is ons perspektief verkeerd. As ek my vrou sien net as iemand wat vir my kan kinders gee, dan die oomblik as sy ophou vir my kinders gee, die oomblik as sy nie meer vir my kinders gee nie, dan gaan ek haar nie meer wil hê nie, want sy's net 'n iemand wat vir my kinders moet gee. Nou as ek die Heilige Gees sien net as 'n krag, dan gaan ek hom net wil gebruik, maar as ek hom sien as 'n persoon, gaan ek sê, Here, gebruik U my. Hoe kan U my gebruik as ek hom sien as 'n persoon? Maar as ek hom sien as 'n krag, dan gaan hierdie kerk, hierdie byeenkoms, om kerk toe te kom, gaan dit oor my. Dan redeneer ek, solank ek iets uit die diens uit kry. Ek kom nie kerk toe vir mense nie, ek kom nie kerk toe vir ander rede nie, ek kom kerk toe om te kom ontvang. Dit sal my redenasie wees as ek die Heilige Gees sien as 'n krag, want dan wil ek net ontvang. Maar as ek hom sien as 'n persoon, dan vra ek, Here, hoe kan U my gebruik? Hoe kan U my gebruik? Hoe kan ek meer bruikbaar wees vir U? Maar ons is besig om op te kyk, en ons is besig om op te staar na die hemel, en te wag vir die Heilige Gees om te kom en vir ons meer te gee, en vir ons meer te gee. Hoeveel meer wil ons hê? Die oomblik toe ek my hart vir Jesus gegee het, het die Heilige Gees nie net sy kop ingedruk nie. Hy het nie net met 'n voet ingeklim nie. Toe ek my hart vir Jesus gee, toe ek hom bely met my mond en in my hart glo dat hy die Christus is wat uit die dood uit opgestaan het, toe ek hom bely as my verlosser en saligmaker, toe die Heilige Gees in sy volheid in my ingekom. Nie gedeeltelik nie. Hy het nie net 'n stukkie vir my gegee nie, hy het sy alles vir my gegee. Die volheid van die Godheid het in my ingekom. Die oomblik toe ek my hart vir Jesus gegee het. En dit, ons staar op na die hemel en ons vra vir meer, vir meer, vir meer, want dit gaan net oor my. Dit gaan net oor my, ek wil net nog hê, ek wil net nog hê, ek wil net nog hê, maar hoeveel gee ek? Party van ons is so oorgewig in die gees, ek wil nie eens daar gaan nie.
Maar ons het al soveel ontvang en soveel ontvang en soveel ontvang en nog steeds is ons gebed, Here, gee vir my meer, gee vir my meer, gee vir my meer van U. Hoeveel soek ons? Wanneer begin ons gee? Wanneer hou ons op soek? En wanneer begin ons gee wat Hy vir ons gegee het? Lewe in oorvloed, verlossing, heiligmaking, 'n persoonlike verhouding met Hom. Wanneer begin ons dit gee vir mense? Hy het vir ons sy alles gegee, hy is nie 'n krag nie. Hy is 'n persoon. En ons het nodig om onsself bruikbaar te maak vir Hom. Matteus 9 vers 37 sê, hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Weet jy hoekom is die arbeiders min? Want ons sit Sondag na Sondag in die kerk en ons sê, Here, ek kom om te ontvang. Ons sit Sondag na Sondag reg oor die wêreld, sit die kerke vol. En ons sê, Here, gee vir my meer van U, gee vir my meer van U, gee vir my meer van U. En daar's nie fout om kerk toe te kom om te ontvang nie. Want dit is halftyd. Dit is ons halftyd waar jy kry om te kan gee. Want as jy leeg is, kan jy ook nie gee nie, jy het nodig om te kry ook. Maar as dit die enigste rede is dat jy kom, net om te kry, dis nie die regte rede om te kom nie. Die regte rede om te kom is om te gee ook. En nou dink jy by jouself, ja, maar hier is 'n hele band, worship ouens, hulle is almal goed, ek sal nie inpas daar nie, hulle het 'n hele intern span daar agter, dit hoef nie so iets te wees nie. Daar waar jy sit, kan jy intree vir die een langs jou, of vir die een agter jou, of vir die een voor jou, of vir die een wat daar voor staan en preek. Kan jy sit en intree en bid, Here, voldoen aan daai persoon se behoefte. Dan is jy besig om intersessie te maak. Dis een van die belangrikste bedieninge in my opinie wat daar kan wees, is wanneer ons vir mekaar bid dat die Here ons moet ontmoet. Dit hoef nie iets te wees, jy hoef nie koffie te maak nie, jy hoef nie agter die klankbord te sit nie, jy hoef nie op die stage te wees nie, maar jy kan intree vir die persoon langs jou, jy kan incheck deur die week by die persoon langs jou. Dan verstaan ons, die Heilige Gees is 'n persoon, en nie net 'n krag nie, want dit gaan nie meer net oor my nie, maar dit gaan oor ons. Dit gaan nie meer net oor wat ek kan kry nie, dit gaan oor wat ek kan gee ook, want dis die hart van Jesus. En my doel met vanaand is nie om jou skuldig te laat voel nie. Asseblief, ek wil nie hê enigiemand moet hier wegstap vanaand nie, jy voel skuldig nie. Want ware liefde verdryf die vrees, want vrees is nog met die straf behep, sê 1 Johannes 3 vir ons. So my hart is glad nie om jou enigstens te laat skuldig voel nie. Maar ek dink ons het iets om oor te dink. Hoeveel meer wil ek hê? Hoeveel meer wil ek hê en wanneer gaan ek begin gee? Hoe vol wil ek wees? Hoeveel keer wil ek sing? Maak my vol voordat ek gaan gee. Hoeveel wil ons hê voor ons gaan gee? Kan ek julle vra om julle oë te sluit? En ek sê weer, my boodskap vanaand is nie om enige iets teen die kerk te sê nie. En ek sal nooit iets teen die kerk sê nie, want as Jesus se bruid, ek is nie bold genoeg om dit te doen nie. Maar ek dink ek het nodig om ons wakker te maak, dat daar 'n oes is, wat ingesamel moet word, en die arbeiders is min. Ons lewe in 'n wêreld waar kinders honger is, waar mense nie weet van Jesus nie, en terwyl jou oë gesluit is, sien die prentjie, 'n wêreld gebroke, wat nie die Here ken nie, 'n oes wat ryp is. Daar's 'n potensie wat vloedskade gekry het. As mense in die Wes-Kaap wat vloedskade gekry het. Daar's stikkend, daar's seer. En ons sit kerkbanke vol Sondag na Sondag. En dit stop daar. Want ons sien die Heilige Gees as 'n krag. En dit wat hy vir my kan doen. En dit wat hy deur my kan doen. Maar ons sien hom nie as 'n persoon. By wie ek net wil gaan sit en sê, Heilige Gees, Heilige Gees, vanaand is my hart seer. Want 1, 2, 3, 4. Of by hom gaan sit en sê, Heilige Gees,
Dis gebroke daar buite. Help my om te help. Heilige Gees, help my, verander my, sodat ek nie meer net wil kry nie, maar wil gee ook. Vir 'n beter vriend kan jy nie vra nie. Vir 'n beter pa kan jy nie vra nie. Vir 'n beter man kan jy nie vra nie. Vir beter geselskap kan jy nie vra as die Heilige Gees nie. En hy's een gesprek weg. Hy's nie 'n krag nie, ouens. Hy's 'n persoon. En ons kan met hom praat. Ons kan met hom praat as 'n persoon. En ons hoef hom nie meer af te skeep nie. Ons kan by hom gaan stil sit en vir hom sê, Heilige Gees, hier is ek, gebruik my. Ek wil bruikbaar wees vir U. So Vader, my gebed is, Here, dat ons sal ophou kyk na die Heilige Gees as 'n krag. Dat ons sal ophou kyk na hom as 'n iets. As iets wat vir my 'n lekker belewenis kan gee, of my kan laat goed voel oor myself, of vir my kan dit doen. Maar Here, dat ons die Heilige Gees sal begin sien as 'n persoon, met wie ons 'n intieme verhouding kan hê. By wie ons kan gaan sit, met wie ons kan gesels, maar ook saam wie ons daar buite 'n verskil kan maak, waar dit nodig is, waar daar behoefte is. Johannes 16 vers 33 sê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Daai gedeelte in Matteus 28 sê, gaan na al die nasies toe, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Die Heilige Gees is met jou. Hy is met my. Hy is saam met elke een van ons. Ons gaan nie alleen in die wêreld in nie. Ons hoef nie bang te wees vir wat ons gaan face nie. Ons hoef nie bang te wees vir wat ons gaan sê nie. Ons kan gaan, want hy is saam met ons. Hy is in ons. Maar ons perspektief voor hom moet skuif van krag na persoon, sodat sy krag deur ons kan werk en vrug oplewer, nie net manifestasie nie. So dankie Jesus, dat ek dit kan bid oor ons, dat ons gekenmerk sal wees as mense wat gaan en doen, en nie net kom en kry nie. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen.